Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Is die o God. Almagtig, soewerein, alwetend, alomteenwoordig, almagtig, skepper, heerser, besitter van hemel en aarde, koning, vriend, Jesus, die naam bo elke naam. Here, daar is vir ons geen redding deur enige ander naam as U naam. Here, U is vir ons kosbaar en ons het U lief. Here, ons kom in hierdie oggend. Here, en ek kom bid, Here, dat elke deur mekaar gedagtes, Here, elke amper soos ek sien soos 'n see wat woed, elke gedagte, elke verstand wat vanoggend hier ingekom het en die week se dinge nog saamdrooi, Here. Ek bid, Here, en ek kom roep stilte oor dit. Elke persoon se gedagte en sy hart sal stil raak. Here, soos dit ons kom om U te aanbid, Here. U naam te loof, U naam te prys, Here, want U alleen is waardig, Here, van ons lofsang, Here. U alleen. En ons kom vanoggend, Here, en ons sê aan U alleen, kom al die glorie en die heerlikheid, Here. U alleen is God en U alleen is ons koning, Here, en U alleen is die een voor wie ons onsself neerbuig en verklaar heerser, Here, oor ons lewe. Here, word verheerlik in hierdie oggend. Here, by U is daar vir ons skuiling, by U is daar vir ons vergifnis, by U is daar vir ons verlossing, by U en by U alleen. By U is daar vir ons vreugde, by U is daar vir ons vrede. Here, by U loop ons beker oor en by U alleen, Here. Hoe kan ons nie losbrand in aanbidding en in dankbaarheid teenoor U nie? Wie is daar soos U? Wie is daar soos U? U is bo alles en bo almal. U alleen, U is die begin en die einde, U was nog altyd daar, daar is nie 'n gelyke nie, Here. U is die Alfa en die Omega. U en wat is, was en altyd sal wees. Ons loof en prys U. In Jesus naam. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Is U o God. U alleen is waardig, Here. Here, dankie dat U hier is, Here. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Here, U sê in die skrif dat daar waar 2 of meer bymekaar kom, Here, daar is U. U sê dat U wandel onder die lofsange van die kinders, Here. Dankie vir U teenwoordigheid, Here. Dankie, Here, dat U sê nader die wat na U toe nader, Here, en ons trek nader, Here. Ons wil U aanraak, Here. Ons wil U ervaar. Dankie dat U hier is. In Jesus naam. Amen. Julle kan vir my blaai na 1 Petrus 3 vers 20 tot 21 gaan ons eerste teksvers wees vir hierdie oggend. Julle kan soontoe blaai en dan gaan ek eers 'n bietjie gesels. Dis agter in jou Bybel, hoor. Nuwe Testament, vers 20. So ek wil hê jy moet verstaan my preektitel, hoekom moet ek gedoop word? Daar's 'n baie belangrike moet. Want glo ek dat doop is 'n moet? Ja. Ek glo dat doop is 'n moet. En ek sê dit want ek wil hê jy moet nie nou al dink dat ek sê doop is, ek maak dit so, dit gaan vir 'n ander moet wees as wat jy noodwendig op hierdie oomblik dink daai moet is. Maar doop is 'n absolute moet. As jy kyk deur selfs in die Ou Testament, en hierdie tekste wat ek nou gaan lees is Nuwe Testamentiese skrifte wat verwys na die Ou Testament. En ek wil hê jy moet verstaan dat deur die Ou Testament is daar soveel skadu-tipes wat gewys het na die lewe van 'n gelowige. En die doop, hierdie wat ons hier voorgedoen het, is nie doop nie. Dit was inseëning, soos ek gesê het. Dit is 'n belangrike aspek. Want as die ouers wat beloof teenoor die Here, dat hulle die kinders sal grootmaak en die kinders toewy aan die Here. Maar doop, ek glo nie in die volwasse doop nie. Ek glo in die doop van die gelowige.
Want as jy sê of doop van die volwasse, wat beteken dit? Waar begin daai ouderdom? Is dit 21, is dit 18? Wat van kinders wat op 13 tot bekering kom en gedoop wil word? Ek glo in die doop van die gelowige. Want ek glo dis wat die Bybel vir ons leer, dat jy word gedoop wanneer jy glo. En wanneer ook al daai gebeur, wanneer jy verstaan het om te glo in Jesus Christus, uit daai plek uit glo, word ons dan gedoop. Maak dit vir jou sin? Wat is eintlik die preek in 'n nutshell, okay? Maar ek wil gou vir jou 'n paar tekste lees. 1 Petrus 3 vers 20. Want eertyds, liewe land, spraakterapeut kry, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8, siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van vuilheid van die valsheid nie, maar is 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. As jy daai teksvers nou lees, op oogopslag klink dit nou vir jou, ek het nou sopas vir jou gesê dat die doop nodig is om jou te red. Dis hoe dit klink. Maar dis nie wat die doop daar vir ons leer nie. As jy dink terug aan Noag hulle was in 'n ark. En daai ark was gesmeer met pik. En die wat binne was veilig. Die wat buite was kon nie swem nie. Hulle het verdrink. Die vloedwaters daai tyd was 'n plek van oordeel. Die vloed was God se oordeel oor 'n ongeregtige mensdom wat gesondig het en bose goed gedoen het voor God. En toe kom die vloed. Maar die 8 in die ark het niks oorgekom nie, want hulle was in die ark. Nou Jesus is ons ark, sodat die oordeel nie oor ons kan kom nie. Ek wil hê jy moet verstaan dat dieselfde die kruis, en ek gaan nou vir jou wys hoe alles bymekaar kom. Die kruis waarop Jesus Christus dood gegaan het. Here, Here, waarom het U my verlaat? God se oordeel, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword. Hy wat versoek was in elke manier, nog sonder sonde, het dood gegaan in die kruis, God se oordeel gevat vir ons, sodat ons in hom nie die oordeel sal kry nie. Ons word nie geoordeel op ons sonde nie, ons wat in Christus is, ons gaan wel eendag geoordeel word op ons werke. Wat het jy gedoen terwyl jy hier was as 'n kind van God? So die doop wat met Noag verbind hierso, is Romeine maak dit baie duidelik vir ons. Wanneer jy gedoop word, gaan jy dood saam met Jesus Christus wanneer jy onder die water gaan. En wanneer jy opkom, word jy weer lewendig. Jy staan weer op. Ek gaan nou na die teks vir ons lees, Romeine 6. Staan jy weer op saam met Christus. En dis hoe dit verbintenis het saam met die vloed van Noag. So die doop red jou nie, maar die doop is 'n uiterlike verklaring van 'n innerlike realiteit. Kan ek dit weer stadig sê? Doop is 'n uiterlike verklaring as gevolg van 'n innerlike realiteit. Wat is daai realiteit? Ek glo in Jesus Christus. Ek klim in die ark. Noag hulle moes in daai ark klim. Die Here het hulle nie gevat en gegooi in die ark nie. Hy moes daai ark bou vir 70 plus jaar. En hy het daarin geklim. Maar dit is wat die doop vir ons voorstel. Is ons, soos wat die water gekom het en hulle beskerm was, gaan ons onder die water, want ons is in Christus reeds, en ons kom op as lewe saam met hom, in 'n nuwe lewe. Maak dit vir jou sin? Amen. Kan jy sien, die doop is al van die begin af. Dan 'n ander belangrike prentjie, 1 Korintiërs 10, vers 1, wil ek ook vir jou lees. 1 Korintiërs 10, vers 1 tot 2. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons Vader ons almal onder die wolk was, en almal deur die see gegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see. So die deurtog, die staptog deur die Rietsee of Rooi See, hang af wat se vertaling jy lees, en die intog in Israel, in Kanaan in dan nou daai tyd, is alles ook 'n voorbeeld of 'n skadu-tipe van die doop wat ons vandag ken. Toe hulle deur die see gegaan het, was dit onder die water in, soos wat ons vandag gedoop word,
En toe hulle weer deur die Jordaan gaan in hulle beloofde land in, toe is hulle in die belofte in, 'n nuwe lewe. Ek wil vir jou, so toe hulle in Kanaan ingegaan het, deur watse rivier het hulle gestap? Die Jordaan. En watse rivier is Jesus gedoop? Die Jordaan. Dis nou toevallig? Nee, glad nie. Want in Jesus het ons 'n nuwe lewe en dis wat die doop voorstel. En dis wat ons sien ook in die Ou Testament. Het God gesê, in Eksodus sê hy, ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gered het. Hy het hulle gered uit Egipte uit. Nie die water nie, nie die doop wat ons vandag red nie, maar dit is 'n teken van God wat hulle red. En dit is wat die doop vir ons uitbeeld is. Ek vereenselwig my met Jesus en ek gaan saam met hom, soos wat hy dood gegaan het vir my, word ek gedoop in die teenwoordigheid. Kan dit alleen gedoen word? Ja, maar ek moedig altyd aan dat dit saam met gelowiges gedoen word, dat dit saam met mense gedoen word, want dit is 'n publieke verklaring en ek staan weer op in Jesus Christus. Maak dit vir julle sin? Great. Amen. En ek het vir julle gesê in Joshua 3 het ons oor gepraat. En dink ook so daaraan dat toe Jesus gedoop word, is eintlik vir my so 'n mooi prentjie hierdie week, toe ek dit weer agterkom is, toe Jesus gedoop word, toe het die Heilige Gees op hom sit. Amen. Wanneer ons gedoop word, ek glo dit is nie net 'n fisiese aksie nie, ek glo daar is 'n geestelike realiteit en 'n geestesbeweging in daai oomblik ook. Ek dink dit is net 'n ritueel wat ons doen nie. Maar as jy in Genesis 1 vers 2 lees, sê die Gees het oor die water gesweef en die Here het geskep. Die skepping het gevolg. En ek glo daar's 'n skepingswerk wat aan ons kom gebeur wanneer ons osself vereenselwig met Jesus en oorgee aan hom. En die doop stel dit voor. Wanneer ons Jesus aanneem, vat hy ons as syne, hy neem ons aan, jy's 'n nuwe skepsel, maar die doop is daai uiterlike verklaring van ek is 'n nuwe skepsel. Amen. Baie skrifte vanoggend, maar ek wil graag hê jy moet verstaan dat die doop is nie 'n nuwe ding nie, dis nie 'n mensgemaakte ding nie. Dit is iets wat die skrif vir ons uitbeeld, dis iets wat God in die skrif vir ons sê, en dit is nie 'n pastoor of 'n dominee of 'n bishop of 'n monk eers jare terug wat gesê het kom ons druk mense onder die water nie. Dit is ingestel deur God al in die Ou Testament. Kan jy dit sien? Nou toe sê vir my Hendrika, ja, maar ek weet dit. Ek weet dat die doop belangrik is en die sit ook van julle en sê maar ek is ook gedoop. Dis 'n babietjie. Want dalk sit jy nie noodwendig met die indrukke dat die doop onbelangrik is nie, maar jy dalk net 'n wanpersepsie van wat doop werklik is. Want 'n doop as 'n babietjie is nie doop nie. Want soos julle nou al gehoor het ek nou vele kere herhaal, wat gaan die doop vooruit? Geloof. Geloof. En waar dit ingekom het, is tussen die 100 en die 200ste eeu, nie eerste en tweede eeu, sorry, nie, 100 en 200, ek 180 na Christus, dis wat ek in gedagte gehad het, toe ek het nou gesê het, hier by 180 na Christus, het mense begin babietjies doop. Groot rede daarvoor is, hulle het die vraag gevra, wat as 'n babietjie doodgaan? Dis een van die redes. Wat as 'n babietjie doodgaan? Want ons word almal gebore as sondaars, ek moet dit weet, ons almal, daaroor kan ons nie strei nie, ons kom uit Adam uit, ons gebore in sonde, en mense het begin wonder, Jesus, maar dalk moet ons die kindertjies laat doop, voor hulle doodgaan, anders kan hulle nie hemel toe gaan nie. Ander rede vir dit, was rondom die besnydenis, want ons sien dat die besnydenis en die doop, die doop is 'n tipe van 'n nuwe besnydenis, maar die doop is nie soos die besnydenis in die sin van, en as jy nie besnydenis gehad het, kon jy nie deel wees van die woord van die volk van God nie, jy moes uitgegooi gewees het. Ons het nou in Eksodus gekyk, Moses se oudste seun was nie besny nie, en dit amper sy lewe gekos voor die Here, want dit was vir hom baie belangrik. Maar ek wil vir jou sê dat die doop, die besnydenis van hart, is vir God belangrik. Amen? Great. Ek glo in monkey see, monkey do. Jy al daai term gehoor? Ek is redelik eenvoudig in dit. Ek kyk na Jesus se lewe. En dit is my redelik eenvoudig. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Jesus se lewe op aarde was vir ons 'n voorbeeld om te volg in alle aspekte. Hy het as 'n mens gekom, as 'n mens gelewe, om vir ons die perfekte voorbeeld te wees.
En wanneer is hy gedoop? Volwasse. 30 jaar oud is hy gedoop. Amen. So dit is redelik vir my eenvoudig. As ek kyk na Jesus, wanneer is hy gedoop? Hy's as 'n groot mens met 'n verstand gedoop. Monkey see, monkey do. Dan sê hy vir sy disippels die volgende: gaan na alle nasies toe en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle alles wat ek julle geleer het. So wat wil ek hê jy moet sien in hierdie argument? As ek een van Jesus se disippels was en hy het vir my gesê ek moet mense doop en ek moet almal leer wat hy my geleer het, moet ek vir Wilmar ook sê, okay, right, so jy moet mense doop. Hy moet vir die volgende ou sê en so gaan dit generasies aan. So jy kan sien doop is vir Jesus belangrik. Maar ek wil ook hê jy moet die volgende deel van dit sien. As hy sê en doop mense, hoe belangrik is dit dan nie ook dat mense gedoop word nie? Want wie doop hy as mense nie gedoop moet word of dat dit nie belangrik is nie? Want dit is belangrik. Want dit is 'n publieke verklaring van 'n innerlike realiteit. En dan, die volgende punt is vir my belangrik. Dit is 'n opdrag. Dit gaan nie oor redding nie. En dis die onderskeid wat ek vandag wil trek. Daar's baie skrif. Jy kan ons al die skrif. Dit gaan vir die Ou Testamentiese skrif op asseblief. So ek het eintlik vergeet, ons het slides per jaar met vele slides gemaak. Maar daar's baie skrif. En ek gaan nie deur alles gaan nie, maar ek wil dit graag vir julle wys dat ek regtig gaan kyk het en gekrap het. Is dat die doop is nie 'n ding van redding nie, maar 'n ding van gehoorsaamheid aan die woord van God. Dit is gehoorsaamheid aan sy woord. So daar's die Ou Testament waar dit verwys na die Noag, die Rietsee, die Jordaan, dis die see waar Jesus die rivier waar Jesus gedoop is en waar ook die beloofde land getree het. Volgende ene, die Ou Testament nog Moses uit die wat in die Nyl was. Interessant daarso, want die ark, die woord wat hulle gebruik het vir mandjie, is ook dieselfde woord wat hulle gebruik het vir die ark. Dit is presies dieselfde Hebreëse woord. So weer eens sien ons God se redding tydens in die Nyl wat eintlik maar 'n bron van dood was, 'n voorbeeld van dood was, toe die kindertjies daarin gegooi het. Genesis 1-2 het ek vir julle gesê en dan in Kolossense 2 vers 11-12 rondom besnydenis en die doop. Volgende ene. Daar kan jy sien Johannes is die voorganger wat die preek gedoop het. Daar kan jy sien is waar hy die doop gepreek het. Dan sien ons ook by die tweede punt Jesus word ook gedoop. En as Jesus gedoop word, hoe belangrik is dit vir my om gedoop te word nie? En daar sien ons hy gee die opdrag van die doop. Dan, daai kan jy 'n bietjie ophou. Ek gaan 'n paar van hulle uitlig. Want ek wil vir jou wys dat as ons die Bybel lees, moet ons baie versigtig wees om 'n kultuur en 'n tradisie te skep op presies hoe ons dit vandag ervaar en wat ons net vandag ken en sien vandag se kerke doen dit. Dit is baie belangrik dat ons teruggaan na die skrif toe, kyk wat hulle gedoen het, kyk wat die vroeë kerk gedoen het, want hulle was die naaste aan Jesus. Hoe verder, hoe langer wyd, is daar baie plek, baie tyd, baie spasie vir besoedeling om te gebeur. En ons poog werklik in Beweeg Kerk om so na as moontlik aan die woord van God, aan die opdrag van Jesus te lewe uit te voer soos wat hy dit daar uitbeeld. En dis hoekom ek al daai voorbeelde gesit het, sodat jy kan sien die doop is nie net in die Ou Testament nie, dis nie net deur Jesus ingestel nie, maar dit is ook beoefen en uitgeoefen in die vroeë kerk. En elke liewe keer as jy gaan kyk hoe dit uitgespeel het dit gegaan eers glo dan doop. Eers glo dan doop. En dis hoekom ek sê doop is vir die gelowige. Ons kan nie sê die doop red nie. Die doop red jou nie. Hy doen regtig nie. Dink ek dis baie belangrik en as jy in my kerk is, gaan ek aan jou kar ring tot jy gedoop word want ek wil werklik hê jy moet gedoop word. Want Jesus sê ek moet mense doop. So as jy Jesus gedoop het, gaan eerder vir hom luister as vir jou. En moenie worry nie, ek gaan jou nie regtig lank onder die water hou nie. Dalk hang af. Kom ons kyk. Hoe moeilik maak jy? Julle moet nou mooi dink hoe julle vir my kyk vanoggend. Die wat gedoop wil word. mooi ding. Dis 'n opdrag wat ek doen en ons sien dit in handeling. Elke keer die geloof gaan dit vooruit. Amen. Ek het myself 'n bietjie gesaai trek. Maar kom ons lees die eerste ene. Handelinge 2 vers 38. Ek was seker ek was op 'n punt gewees wat ek nog nie klaar gemaak het nie. Dis okay. 2 vers 38. Dis op Pinkster. En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle
en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis wat ek wou sê. So ons word gered hoe? Die ark, Jesus. Bin finies klaar. Sola fide. Wat beteken sola fide? Geloof en geloof alleen. Geloof waarin? Geloof in Jesus Christus. Romeine 10 vers 9 maak dit baie duidelik. Dit is hulle wat bely met hulle mond dat Jesus Christus God is en glo in hulle hart. Hierdie teksvers het ek al vir jou Malawi vrot gekwoteer. En wat glo in sy hart dat God hom opgewek het, hulle sal gered word. Amen. As gevolg van jy word uit genade deur geloof gered. Amen. Jou geloof, omdat jy glo in Jesus Christus, skenk hy aan jou genade en hy red jou. Doop red nie, want as ons hierdie doop red, dan is dit 'n menslike praktiese ding wat ons bysit. Asof dit hierdie ons moet wat Jesus gedoen het aan die kruis is nie genoeg nie. So ons moet nog 'n bietjie ekstra doen van ons kant en dis nie die realiteit nie. Maar dit is belangrik. Ek hamer nou baie op hierdie punt want ek wil hê jy moet verstaan die doop red is belangrik. OK? Baie belangrik. Jy moet gedoop word. En dan vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Daai moes omtrent 'n doop gewees het. As hulle houspyp gehad het, het hulle vir hulle afgespuit. Seker daarvan. Nee, ek grap. Dan Handelinge 8 vers 26 tot 38. Handelinge 8. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: "Staan op en gaan na die syde op die pad wat afloop na Jerusalem en Gaza. Dit is 'n eensame pad." Toe het hy opgestaan en gegaan en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar en 'n staatsamptenaar, die koningin van die Ethiopiërs, van die koningin van op die Ethiopiërs. Ons kyk. Wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan daarheen en bly by daardie wa." En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê: "Verstaan u wel wat u lees?" En hy antwoord: "Hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie?" Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit: "Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem." En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus: "Ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders?" En Filippus het sy mond geopen en hierdie skrif afbegin en evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom: "Daar is water, wat verhinder my om gedoop te word?" Toe sê Filippus: "As u glo met u hele hart, is dit geoorloof." En hy antwoord en sê: "Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is." En dan gaan ek 'n volgende deel sommer net vir jou vertel. Ons het by manneoggend ook gedeel hierdie Vrydagoggend. Elke Vrydagoggend manneoggend 6:00. Plaas maar net daai en nou in. Paulus en Silas word in die tronk gegooi in Handelinge 16. Nadat iemand van 'n demoniese gees bevry en vals aangekla is, geslaan is, klere uitgetrek, verneder is, in die binneste tronk gegooi, waar hulle besig was om te moan en te kerm. Nee, sê wat die skrif sê nie. Hulle het die lof van die Here gesing terwyl hulle in die binneste tronk gesit het. En ons ken die storie. Die tronkdeure gaan, kom 'n aardbewing, die tronkdeure gaan oop. Nie net hulle se nie, die hele gevangenis se tronkdeure gaan oop. Die tronkbewaarder wat eksplisiet gesê is, pas hierdie mense op, hulle mag nie uitkom nie. Hy word wakker en hy sien hoe's moeilikheid. Almal is weg. En hy vat sy swaard en hy wil op dit val, want hy wil sy lewe neem. Hoekom? Want op daai oomblik het hy die gevangenes laat ontsnap.
So of hy val op sy eie sword en hy maak homself dood, of hy wag tot die Romeinse regering hom doodmaak, want dit was sy lot. Maar hy hoor 'n stem daar binne en sê vir hom, moenie dit doen nie. Ons is nog hier. Paulus en Silas loop nêrens nie. Hulle verkondig kort storie lank, verkondig die evangelie aan hom. Hy nooi hulle na huis toe waar hulle na sy wonde omsien en hulle vra, maar hoe word ek gered? En hy sê deur te glo en jy te laat doop. En sy hele huishouding is gedoop. Glo en laat doop. Kan jy dit sien? Is dit vir jou duidelik in die skrif dat doop is van die Here af? Dit is 'n opdrag en dit is vir die gelowige. As jy as babietjie gedoop is, daar's niks fout daarmee in die sin van dat iets verkeerd gedoen is. Dis grait dat jou ouers jou by die kerk ingeseën het. Dat hulle die belofte gemaak het om jou groot te maak. Ek is as babietjie gedoop. Dink amper so. Ek kan nie onthou nie. Presies. Presies. Daar's niks fout daarmee nie. En as jy jy hoef nie nou bekommerd te wees, ja, maar Hendrik, maar ek is in klas 'n babietjie gedoop, so doen ek nou iets verkeerd as ek 'n tweede keer gedoop word as 'n volwasse, stoot ek nou dit wat die Here vir my gedoen het weg? Nee. Verstoot jy dit? Nee. Sondig jy? Nee. Want die doop as 'n babietjie en die doop as 'n volwasse is dieselfde ding. Ek wil die volgende vir jou sê. Hendrik, maar kan ek 'n tweede keer gedoop word? Jy gaan vir die eerste keer gedoop word as jy as 'n babietjie gedoop was. Dit is nie dieselfde ding nie. Dit is nie dieselfde doel nie, dit is nie dieselfde funksie wat dit in die liggaam het nie. Kan jy dit sien? Jou duidelik. Amen. Right. Daar's baie skrif wat jy kan gelees. As jy dit soek, ek sal dit vir jou gee. Romeine 6 vers 3 tot 4. Ek het nog so 2 tekste wat ek vir jou wil lees. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus ook uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Gees wat sweef oor die water, deur die Rietsee, in die beloofde land in. Soos wat Jesus gedoop is, uitgekom het, sy gees op hom gekom het, so gaan ons ook dood saam met Christus wanneer ons in die water gaan. En ons staan weer op in 'n nuwe lewe. Beteken dit nog nie gebeur voor die doop nie? Nee. Maar dis hoekom ek gesê het, dit is 'n uiterlike verklaring van dit wat reeds in jou hart gebeur het, die besnydenis van hart. Maak dit vir jou sin? Fantastic. En dan Hebreërs 6 vers 1 tot 2, laaste skrif. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente te lê van die bekering uit die dooies en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hoekom lees ek dit vir jou? Want ek wil vir jou wys dat die doop was 'n fondasie doktrine, as ek dit so kan stel, in die vroeë kerk. Hier sê die skrywer, wat ons nog nie weet wie dit is nie, ons moet verby hierdie kom. Hierdie is deel van ons, dis die beginpakket. Want soos jy kan hoor, jy word glo en jy word gedoop. Hulle was nie in daai tyd soos ons tot bekering gekom en dan maande later gedoop nie. Hulle bekering en 'n doop was baie naby aan mekaar. Ons doen dit bietjie anders. Ons altyd water beskikbaar het. Of ons glo dit net nie soos wat hulle dit geglo het nie. Dis hoekom ons daaroor moet praat. Ek bedoel, dis die heel eerste keer in 2 jaar wat ons oor die doop preek. En ek wil hê jy moet dit verstaan. So vir ons is dit nog nie fundamenteel soos by hulle nie. Ons is dit heel moontlik dalk vir van julle ou lering, vir van julle is dit dalk 'n nuwe ding. Want ons is in Wellington wat 'n meer tradisionele dorp is, of waar kan jy dalk van kom, is dit hoe jy groot gemaak is. Ek wil jou amper waarborg dat meeste van ons is dalk tradisioneel groot geword in die NG Kerk. En dis hoekom ek vir jou sê, as jy as 'n babatjie, kom ons gebruik net maar vir verstaan, gedoop is, soos dis wat vir jou geleer is, niks fout daarmee nie. Prys die Here, jou ouers het jou voorgestel en ingeseën en 'n belofte gemaak. Maar jou doop moet nog gebeur. Jou publieke verklaring, jou, wil amper sê uitbeelding van jou eenwording wat jy reeds met Jesus Christus het,
moet jy nog uitbeeld. Jy moet nog daai keuse maak. Maak dit vir jou sin. Amen. Ek hoop, is daar nog 'n slide skrif? Ek kan nie onthou of daar nog een was nie, na daai ene. Net seker maak. Ek het vir Jarko se oë was net so groot. Dus ek nee, ons gaan nie alles lees nie. Ontspan. Die briewe. Ek het dit ook op, ja, hoekom is dit belangrik? Want Paulus praat daaroor. Paulus self was ook gedoop. En daar was baie. Dink is dit. Cool, fantastic. So, ons gaan nou staan, ek gaan vir ons bid. En ons gaan afsluit in aanbidding. Daar is 'n hele paar wat geregistreer het vir die doop. Prys die Here. Woep woep. En julle mag maar bly wees. Ek is baie bly. En want ek gaan nie die water in nie. Nee, ek grap. Maar dit nou hardop gedink, sorry. Maar ek's baie opgewonde daaroor want dit is regtig. Ek dink jy ons besef altyd wat se enige oomblik in jou lewe wat jy die geleentheid het om gehoorsaam te wees aan die opdrag van God. What a beautiful day. Wat 'n mooi oomblik. Dis Here, ek wil myself doen. Ek vereenselwig my vir almal om te sien. Gaan ek dood saam met U en ek staan op saam met U. Ek is 'n nuwe skepsel. En of jy nou al vir jare tot bekering is, maak nie saak nie. As jy nog nie gedoop is, wil ek jou uitnooi vanoggend. Kom, ons gaan daai stoele nou wegpak. Ons gaan lekker bad. As nog water in die kraan as jy dit uitspring. Hou die kinders eers by een kant vir nou. Joshua moet definitief een kant gehou word. En kom wees deel van dit. As jy hier is en 'n vriend of 'n familielid van jou word gedoop, wees deel van dit. Dit is 'n celebration. Dis 'n viering. Dis iets moois. Die hemel juig oor so 'n gebeurtenis. Wie wil die wil van die Here doen? Ek dink almal, jy weet in jou hand opsteek. Dat ek net sien, wie wil nie? Here help hulle. Is er nou, so ons baie vrae wat jy in die kerk vra en dink jy as mense, nee. Maar ek meen, as jy nie die wil van die Here wil doen nie, moet ons dan gesels. Almal van ons wil die wil van die Here doen. Jy het 'n geleentheid om die wil van die Here te doen. Want sy wil is dat ons gedoop word in hom. Amen. So as jy hier is, ons het ekstra handdoeke gebring. As jy hier sit en jy wil gedoop word, kom vorentoe. Hoe dit gaan werk is, ons gaan jy so 1-1 gaan aantrek in die kinderkerk. Ons gaan die kinderkerk ontruim van enige persone. En dan kan julle daar gaan aantrek en soos julle klaar is, dan kan julle sommer net vorentoe beweeg. Ek gaan vir julle daar wag en dan gaan ons jou doop en ons gaan vir jou bid. En soos wat ons gebid het oor die kinders, so gaan ons oor jou daar doop. Want dit is ook 'n mate van wedergeboorte. Dis 'n nuwe, jy is reeds wedergeboorte. Dis uiterlike verklaring, maar dan wil ons vir jou bid. Maak dit vir jou sin. Amen. Right. So as ek nou onduidelik was, kom gesels met my, kom praat met my, kom vra jou vrae. As jy gedoop wil word, vandag is jou geleentheid. Julle wat reeds opgesign het, great. Let's do it. Kom ons bid. Ja, Here, dankie vir U, Here, dankie vir U goedheid, U genade, U guns. Here, dankie vir U opdrag, Here. Here, dankie dat U is nie 'n onbekende, ver af God en ons moet wonder en dink oor wat ons moet doen of wat U van ons verwag nie, Here. U het Uself in volheid geopenbaar, Here. Here, U het Uself eers geopenbaar deur die skrifte en die profete, Here, maar Here, deur Jesus Christus het U Uself in volheid geopenbaar, Here. En ons kan nie ken. Here, dankie dat U 'n bekende God is vir ons. Here, dankie vir die voorreg dat ons U skepping onsself kan indoop in U in. Ons self kan vereenselwig, kan een maak met die Skepper, die Heerser, die Heilige God. Wat 'n voorreg is dit. Here, my gebed is, Here, dat hulle wat U is, Here, wat wonder, wat twyfel, hulle Gees, wees U die naprediker, asseblief, Here. Here, mag hierdie woorde van krag wees, Here, wat U gebruik en mee werk en bewerkstellig, en U perfekte wil en die heerlikheid en elkeen voortbring wat U voor ons sit. Here, dankie dat elke persoon wat hier sit, Here, is U gemaak en geskape en gesit, Here, en U plan en U wil oor hulle is om U heerlikheid uit hulle uit te trek, Here, en na vore te bring, hulle te vorm in U gestalte. Here, mag vandag so 'n oomblik wees, stukkie vir stukkie, om te lyk soos U.
In Jesus naam. Soos julle gehoor het ek nou gesê, die doop red nie, Jesus red. Geloof in Jesus Christus red. Die feit dat Noag God geglo het, die woord geglo het, die ark gebou het, is hulle gered deur die oordeelswater. As jy hier staan en jy weet nog nie of jy in Jesus is, as jy hier staan en jy weet nog nie of jy in die ark is, ons ark, as jy hier staan en jy sê, ek weet nie of ek al gered is nie, want die doop red nie, Jesus red. As jy as kind, babietjie, gedoop is of voorgestel is nie redding nie. Mense aksies, mense pogings kan nie red nie. Jesus red. En as jy staan en sê, ek weet of ek gered is, jy het nog nie daai stap geneem nie. Here, dankie vir die redding, dankie vir u seun, Jesus Christus. Dankie dat u ons bruidegom is, Here. Here, ek seën elke persoon nie, hou hulle veilig, mag dit goed gaan met hulle hierdie week, in Jesus naam. Amen.